Yeshua, seun van die Vader of die seun van Dawid, deel 2. Yeshua het uit sy foute geleer, as hy iets verkeerd gedoen het, tugtig die Vader hom. En so het hy gehoorsaamheid geleer, deur wat hy gelei het. Hierdie titel is 'n aanhaling, dit is beslis nie wat ek beweer nie. En vandag gaan ons behoorlik kyk na Hebreërs 5 vers 8, wat baie mense deesdae gebruik om te probeer te bewys dat Yeshua nie volmaak was nie, en dat hy eers gehoorsaamheid moes geleer het. Nou hierdie siening het ek al 'n paar keer gehoor, veral van mense in die Middelburg area, wat ook nou deesdae Yeshua gelykstel aan hulself en sê Yeshua was net 'n gewone mens soos hulle. Soos Yeshua tereg gesê het, is daar deesdae baie valse profete daar buite wat Yeshua se goddelikheid gaan ontken en die mense so leer. En weet julle wat? Dit is reg. Hulle moet daar wees, want hulle sal tot die uitverkorenes mislei. Want dit is hoe ons die ware gelowiges, die wat Yeshua met hulle hele hart en siel liefhet, deur die siftingproses moet gaan. Want as jy Yeshua liefhet, sal jy sy gebooie onderhou. Maar as jy hom nie liefhet nie, sal jy ook nie die Vader lief hê of gehoorsaam nie, en dan sal jy nie kan sien dat Yeshua vanaf die begin af goddelik is nie, want hy word nie geopenbaar aan diegene wat hom nie gehoorsaam is nie. As jy in hom glo, sal jy nie verlore gaan nie. Dis die wat nie in sy goddelikheid glo nie, is reeds verlore. Hoe kan jy in 'n mens glo? Nou as Yeshua 'n mens was, en jy glo of jy vertrou dan op 'n mens, want jy sien Yeshua is 'n mens, dan is jy vervloek volgens Jeremia 17 vers 5. En as jy Yeshua sien as die seun van Dawid, en dan is Yeshua 'n prins van die mens. En daar is geen heil, dit wil sê geen verlossing as jy op 'n mens vertrou nie. Want 'n mens se gees gaan uit. Hy keer terug na die aarde toe, want uit stof is jy gemaak en na stof sal jy terugkeer. Maar die wat op Yeshua, hulle koning, die Elohim van Israel vertrou, sal 'n koning vir ewig hê. Want hy is nie 'n seun van 'n menslike koning nie. Hy is die seun van Elohim. Hy is goddelik, want hy is direk uit Elohim, die Vader. En sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, let wel, wat nie vernietig sal word nie. En dit sien ons in Daniël 7 vers 14. Want hy is van geslag tot geslag, want hy is gister, vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. 'n Mens se gees keer terug na die aarde toe. Yeshua se gees is in die hande van die Vader geplaas. Dus het hy na die Vader teruggekeer en nie na stof soos 'n mens nie. En so het hierdie Elohim Yeshua blinde se oë geopen toe hy Elohim met ons, Immanuel, was op aarde. Dis is Yeshua, hierdie Yahweh, die ewige koning van Sion, van geslag tot geslag. Halleluja! Wil jy vervloek bly om op 'n mens te vertrou? Ek vra maar net. Nou met hierdie in gedagte dat Yeshua die ewige koning Yahweh is, en as jy nie glo dat hy, let wel, Yeshua ek is, dit wil sê Yahweh is nie, hiermee sê ek nie dat hy die Vader, die ou van daar is nie, maar Yahweh die engel, die koning van die verbond, wat aan Moshe verskyn het, wat aan die volk verskyn het en die wet gegee het, deur die vuurvlam met hulle gespreek het en met Moshe gespreek het, en ook sy naam Yahweh, dit wil sê kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker, aan ons bekend gemaak het, en dis sy naam, en dit beteken ek is. So as ons dit nie glo nie, sal ons in ons sonde sterf. En dit is nie ek wat dit so sê nie, ek quoteer maar net Johannes 8 vers 24. Of gaan ons nou Johannes ook uit die Nuwe Testament uitskeer? As jy nie in Yeshua glo nie, glo jy ook nie in die Vader nie. Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, en sonder hom sal jy nie na die Vader gaan nie, en sonder hom sal jy nie die Vader ken of hom kan sien nie. Want as jy nie in Yeshua glo nie, glo jy ook nie in die Vader se werke nie. Want dit is sy wil om te glo in sy seun, sodat ons nie verlore sal gaan nie, en as jy in sy seun bly, sal jy soos die seun opgewek word. Yeshua is die ware manna, die brood, die een wat uit die hemel neergedaal het. Wie aan hom behoort en in hom glo en van hom eet, sal nooit honger kry nie, en so ook nooit dors kry nie. As jy nie Yeshua aanhang nie, in sy goddelikheid glo nie, dan beteken dit dat die Vader jou nie getrek het nie. En so doen jy ook nie die wil van die Vader nie, en jy sal nie die ewige lewe kan beerwe nie.
As ons nou mooi kyk en hierdie in gedagte neem wat Yeshua hier sê in Johannes 6, dat ons na hom moet luister en in hom moet glo en van die ware brood kan eet, en ons besef dat Yeshua mag het op aarde om sondes te kan vergewe, en as ons dit nou alles nou mooi opweeg, en ons vra, waar in die skrif sien ons dat Yeshua die mag op aarde gekry het om sondes te kan vergewe, en dat hy al die wonderwerke in die Vader se naam kan doen, dan sien ons dit net op een plek. En dit is in die Ou Testament, en dit is in Exodus 23 vers 20. Klink dit nie bekend nie? Soos ek nou al baie kere uitgewys het, beteken engel ook koning. En dit kan ook na die seun van die oue van die dae verwys. Yeshua sê, hy kom in die naam van die Vader, maar ons neem hom nie aan nie. Want die misleier het gesê, hy het gekom in die naam van Dawid of Josef. En hier in Exodus 23 vers 21 sien ons, stuur die Vader sy engel uit, hierdie koning uit. Net so het die Vader sy seun ook gestuur, Yeshua. Maar ons sukkel om hierdie vergelyking te maak en dit met mekaar te konnekteer. En so kom die engel en Yeshua in die Vader se naam. Maar ons is weer eens wederstrewig, ons luister nie na sy stem nie, as hy sê, hy het uit die Vader uitgegaan. Maar ons hardnekkige mense sê, hy is uit Dawid en Josef, hy is hulle seun. Ons besef ook nie Yeshua se goddelikheid nie, sy heerlikheid en mag wat hy gehad het, let wel voordat die wêreld was. Dis bestaan Yeshua al van die begin af. Hoekom luister ons nie wat hy sê nie? Hy sê dit vir ons, maar ons glo dit nie, en ons glo eerder ons valse profete vandag, wat sê Yeshua is uit die stam van Dawid en uit Josef uitgebore. Hy was, maar sy goddelikheid bestaan van die begin af, maar ons sien dit nie. En soos Yeshua gesê het, as ons nie in hom glo nie, en ook nie na hom luister nie, sal ons in ons sonde sterf, en die Vader sal ons nie opwek in die laaste dag nie, want ons het nie die wil van die Vader gedoen nie. En in plaas van dat die Vader die vyand en die teestander van die ander volke sal wees, sal hy jou vyand en jou teestander word, en jy sal in die doderyk verdelg word, want jy het nie na die Seun se stem geluister, wat hy in sy naam na jou toe gestuur het nie. Nou Exodus 23 vers 20 is maar nou net een bewys weer, dat Yeshua al daar was van die begin af, en dat hy hierdie eer en heerlikheid gehad het, net wel voor Dawid en voor Josef. En so het hy, Yeshua, hierdie mag gehad om sondes te kan vergewe, en so is die oordeel aan hom gegee gewees, en net aan hom alleenig. Wil jy geëer word deur die Vader? Wat moet jy dan doen? Dien en volg Yeshua, want Yeshua se skape ken sy stem en hulle volg hom, want hy was die Jahwe van die Ou Testament, wat hulle nie as koning aanvaar het nie, hulle het hom elke keer verwerp, die boom van die lewe, en ook vir Jahwe as koning. Hoekom sukkel jy om Yeshua te volg? Is dit oor jou eie siening, jou eie hoogmoed wat jou keer? Verloon jou siening, hou op om so harregat te wees, raak nederig, gee jou oor aan Yeshua en verloon jouself. Sodoende sal jy na sy stem kan luister en hom kan volg. Dus as jy dit nie kan doen nie, is jy dan nog deel van sy kudde, deel van sy uitverkorenes? Indien jy nie in hom glo nie, is jy nie van sy kudde nie, nie uitverkore nie, en jy sal mislei bly, en die seun van die verderf sal jy volg. Dink maar nou mooi wie jy wil volg, en in wie jy glo. Yeshua sê, as ons opstaan vir hom, sal ons deur almal gehaat word, maar as ons volhard tot aan die einde toe, sal ons gered word. Nou die beste van alles is, ons dink dat ons deur die ongelowiges gehaat sal word oor die geloof. Ja, dit gebeur wel, maar mens kan dit verstaan. Maar wat die seerste maak, is wanneer die wat jy gedink het saam met jou deel van die uitverkorenes is, jou begin haat, jou blokkeer, die vriendskap beëindig, jou sleg sê en kwaad van jou onder die ander broer spreek. Dit raak die diepste. Maar wat gaan jy doen? Nou ek ken 'n vrou wat haar herder met haar hele hart vertrou en bewonder het. Nou toe sy agtergekom het, hy leef in oorspel met 'n getroude vrou, was sy so geskok dat sy haar geloof laat vaar het en totaal afvallig geraak het in die geloof. Het sy volhard tot aan die einde toe? Nee, en dit is bitter hartseer. Dit is nie maklik om goeie vriende, mense wat die woord lief het, dit ondersoek en opregte hart het te verloor, net omdat hulle nie Yeshua se goddelike status kan insien nie. Jy sny jou nie van hulle af nie. Hulle sny hulself van jou af. Want skielik is jy die weird een, die een wat te ver gegaan het. En net daardeur word jy verwerp. Nou dit is vir baie mense moeilik om te verwerk.
En omdat hulle nie volhard nie, gee hulle alles op, want hulle het te veel op 'n mens vertrou. Sit jou vertroue in Yeshua. Hy is die rots en die anker. Bou jou fondament op hom, sodat wanneer die storm jou tref, jy staande sal bly en volhard in die geloof. Nou vir die wat so op mense vertrou en afwyk, pas op. Jy sal vervloek wees, soos Jeremia 17 vers 5 vir ons sê. Laat vervolging jou eerder sterker maak as swakker. Staan sterk. Dit is nie maklik nie, maar dit is die weg van oorwinnaars. Baie word deur hulle eie ouers aangeval en hulle word gehaat deur Yeshua. En soos hy gesê het, het hy verdeeldheid gebring. Hy bring dit nie regtig nie, maar omdat die wêreld hom nie ken en hom nie liefhet nie, kom daar nou verdeeldheid as jy hom bely as koning en Elohim. Dis as jy jou eie ouers en jou kinders bo hom liefhet, is jy hom nie waardig nie. Bly staande, staan op en bly veg vir jou koning en sy koninkryk en moenie skaam of bang wees om op te staan vir Yeshua nie. Moenie dat groepsdruk jou onderkry en jy skaam is vir Yeshua nie, want soos Yeshua gesê het, as jy hom bely, sal hy jou naam voor die Vader bely. As jy skaam is vir hom, sal hy skaam wees vir jou. As jy hom verloon, sal hy jou voor die Vader verloon. Waar jou skat is, daar sal ook jou hart wees. Nou om by vandag se misleiding uit te kom, om Yeshua se goddelikheid weer te diskrediteer, kom ons kyk gou wat hier gesê word. Daarom lees ons in Hebreërs hoofstuk 5 vers 8 dat Yeshua uit sy foute uitgeleer het. Lees saam. Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid gewat? Gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Duidelik, nê? Sien jy ook Yeshua het uit sy foute uitgeleer? Want daar staan hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. So as hy iets verkeerd gedoen het, dan tugtig Vader hom, hy besef nie, hy moet dit nie weer doen nie, en dan doen hy dit nie weer nie, en so leer hy gehoorsaamheid. Totdat hy eventueel by die doop gekom het, en ten volle teruggekeer het na Vader, hom laat onderdompel het, en toestaan daar nou is hy 'n geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. Jong, ek sal bitter graag wil hê dat hierdie man vir my kan bewys uit skrif uit in die Nuwe Testament uit, waar het Yeshua gefouteer, waar het hy 'n pak slaag gekry by die Vader, dat die Vader hom getuigtig het, sodat hy daardeur kon geleer het om dit nie weer te gedoen het nie. Haal vir my daai skrifverse aan, ek sal geduldig wag. Nou hier word een ou versie heeltemal uit konteks gebruik, en sonder dat hy besef, lees hy self die antwoord. Hy doen presies soos wat in baie kerke vandag gebeur. Nou kom ons kyk gou en ons gee hierdie man erkenning dat die vers beweer dat Yeshua foute gemaak het. Dis dan een vers, so kom ons kyk of daar 2 en meer getuienis is wat die teendeel sal kan bewys. Die skrif moet soos 'n legkaart in plek val. Dus as daar nou een versie is wat sê Yeshua moes gehoorsaamheid geleer het deur sy foute, dan sê die vers mos hy was nie perfek nie. So kom ons kyk wat sê meer as een versgedeelte of Yeshua perfek of volmaak was. Of was hy vol foute? Lees saam. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat geen sonde geken het nie, het hy vir ons 'n sonde gemaak. Duidelik, nê? 1 Petrus 2 vers 22. Hy wat, let wel, geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond, let wel, geen bedrog gevind is nie. Duidelik, nê? 1 Johannes 3 vers 5. In hom, let wel, is daar geen sonde nie. Duidelik, nê? 1 Johannes 2 vers 1. Yeshua Messias, let wel, die regverdige. Duidelik, nê? Nou gaan ons na die boek van Hebreërs kyk, want hierdie man het Hebreërs 5 vers 8 aangehaal. Nou gaan ons kyk wat 'n ander gedeelte in dieselfde boek uitwys ten opsigte van Yeshua, en die boek kan ons nou nie self weerspreek nie. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat, let wel, heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, baie belangrike gedeelte wat ons nou bespreek, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk neem. Want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Duidelik net. Let wel, hy is afgeskei van die sondaars. Dit wil sê hy was nie deel van hulle nie. Hy was heilig, onskuldig, onbesmet. Let wel op die volgende woorde van Hebreërs 7 vers 26. Hy, Yeshua, wat hoër as die hemele geword het.
Nou die Vader het alles aan Yeshua gegee. En hier is nou net 'n paar gedeeltes wat ek kortliks wil aanhaal. Matteus 28 vers 18. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Johannes 17 vers 2. U het hom mag gegee oor alle vlees. Dit wil sê Yeshua het mag oor alle vlees, jou ingesluit. Glo jy die Seun? Doen jy die wil van die Vader om na hom Yeshua te luister, hom aan te hang en hom oor jou aan te stel? 1 Korintiërs 15 vers 27. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Punt. Dit wil sê jy is ook aan hom, Yeshua, onderwerp. Dit wil sê jy moet Yeshua dien. Johannes 5 vers 22. Die Vader oordeel niemand nie, maar het al die oordeel aan die Seun gegee. Johannes 3 vers 35. Hy het alles in sy hand gegee. Johannes 13 vers 3 ook. Hy het alles in Yeshua se hand gegee. So die Vader het alles, dit wil sê wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde aan Yeshua onderwerp. En so sal almal die knie voor Yeshua buig. Dis het die Vader Yeshua uitermate verhoog, soos wat Paulus hierso sê in Filippense 2, en hom 'n naam gegee wat bo alle name is. En so is Yeshua eerste in alles. Kolossense 1 vers 16 tot 18. Nou as ons hierdie klomp teksverse saamsit en dit opweeg met al die regverdige mense wat op die aarde was daar niemand so regverdig soos Yeshua gewees nie, wat hierdie eer en heerlikheid gekry het nie. Nie Noag, Abraham, David of Josef, die man van Maria nie. En let weer mooi op wat Hebreërs 7 vers 26 sê. Hy, Yeshua, wat hoër as die hemele geword het. Nou met die bogenoemde bewyse dat Yeshua hoër en verhef was bo alles, en as ons net weer na Yeshua se woorde kyk van Johannes 17 vers 5, waar hy sê, verheerlik my by uself, let wel met die heerlikheid wat ek gehad het, voordat die wêreld was. Ek lees dit weer, voordat die wêreld was. Dan sal ons sien dat Yeshua hierdie eerlikheid al gekry het, wanneer? Voordat die wêreld was. En om u net weer eens uit te wys wat Hebreërs 7 vers 26 bedoel met hy wat hoër as die hemele geword het, sien ons hoe die lig Yeshua geskape was in die Openbaring van Henog 11 vanaf vers 8. Ons sien hoe lig uit lig gebore is en Yeshua sê in Johannes 16 vers 27 tot 28, Johannes 17 vers 8, Johannes 8 vers 42, Johannes 13 vers 3 dat hy uit die Vader gegaan het en weer na die Vader sal terugkeer. En so die Vader het vir homself, vir hom die Vader 'n troon gemaak en daarop gaan sit. Nou moet ons asseblief mooi oplet en lees saam met my die gedeelte vanaf vers 12. Maar aan die lig het ek gesê, gaan hoër op en vestig jouself hoog, let wel hoog bo die troon. Wie se troon? Die Vader se troon. En wees 'n fondament vir die hoëre dinge, want bo kan die lig is daar niks nie. Let wel, die lig, Yeshua was verhef en verhoog, reg in die begin, hoog bo die Vader se troon, en alles is aan die lig, Yeshua gegee gewees. En let wel, bo kan die lig, dit wil sê bo kan Yeshua, is daar niks nie. En die lig word nogal in hoofletters geskryf, interessant, nee. Dis hoekom dat Yeshua, Paulus ensovoorts kan sê, dat Yeshua is uitermate verhoog, en dat Yeshua die heerlikheid gehad het, voordat die wêreld was. En dat hy 'n naam bo al die name het, en dat almal voor hom sal buig. Dit wil sê, hom aanbid, want hy is aangestel oor almal en oor alles. En soos die engele in die hemel hom moet aanbid, so moet ons ook op die aarde, en so ook die demone onder die aarde, hom ook aanbid. En so was die duiwels en die demone aan hom en aan sy disippels gehoorsaam, want die disippels het die demone in Yeshua, let wel Yeshua se naam uitgedryf. Dus om so verheerlik te wees, was hy sonder sonde, hy was onbevlek en hy was hierdie regverdige priester wat bo die hemele geword het. Duidelik, nee. Sien julle dit ook? Hoe duideliker moet ek dit nou nog vir julle uitwys? Nou met hierdie in gedagte, kom ons kyk nou wat Hebreërs 5 regtig vir ons sê, sonder om net een versie te verdraai om 'n godslasterlike siening te regverdig. Nou hier in Hebreërs 5 vers 1 sien ons, staan die hoëpriester in vir die volk vir hulle sondes, vir die wat onwetend gesondig het, die dwalendes en die swakkes. En so moet hierdie hoëpriester eers vir sy eie sondes offers bring, voordat hulle vir die volk kon instaan.
Nou Yeshua het nie homself verhef of verhoog om hoëpriester te word nie, maar die oue van daar, die Vader, het hom verhef en hom verhoog en vir hom gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Let wel, hy het hom vandag gegenereer. Wanneer was dit? Openbaring van Enoch 11 het ons gesê, dat voordat die wêreld was, voordat enigiets geskape was, was die seun gegenereer gewees. Die Vader het hom gegenereer. En daar was Yeshua, die seun van die Vader genoem gewees, voordat die mens was. En so was Yeshua ook bekroon as priester vir ewig, volgens die orde van Melkisedek. Nou kom, lees saam met my en ons ontleed vers 7 deeglik. Hebreërs 5 vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit sy angs. Yeshua wat ewig goddelik is, het in 'n vreeslike liggaam gekom en werklike lyding en pyn ervaar. Nie net op die folterpaal nie, maar alreeds in die tuin van Getsemane. Hy in sy heerlikheid het nie bloed in sy are gehad nie. En dus moes hy eers vleesdeelagtig geword het om bloed te kan hê, want die lewe van die vlees is in die bloed. En deur sy eie bloed te gee, het hy die volle betaling gelewer wat die geesteswêreld se geldstelsel vereis vir versoening van die volk se sondes deur gehoorsaam te wees tot aan die dood. Nou hier in Levitikus 17 vers 11, Hebreërs 9 vers 22 en 1 Petrus 1 vers 18 kan ons sien hoe belangrike rol bloed speel in vergifnis van sondes. Dis was silwer of goud nie gesoek vir vergifnis nie, maar die bloed van die lam wat meer kosbaar was as enigiets anders. En om weer terug te kom by Hebreërs 5 vers 7, sien ons Yeshua se lyding aan die folterpaal, sy gebede wat hy uitgeroep het in die tuin van Getsemane, die angs wat hom aangegryp het, die bloed wat hy gesweet het, die bloed wat uit sy hande en sy voete gekom het en uit sy sy uitgekom het, die gebede tot die Vader, dat hierdie beker ook verby hom sou moes gaan. Dit wil sê, Hebreërs 5 vers 7 gaan oor Yeshua se lyding in die tuin en op die folterpaal, die lyding wat hy gelei het. En nou kom ons by die verdraaide gedeelte in hierdie man se video. So kom ons laat hom gou hierdie vers sommer self vir ons lees. Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Duidelik, nê? Dis duidelik, nê? Yeshua het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. Hierdie man het nie die vorige vers aangehaal dat ons kon sien die angs, die smekinge, die trane, die gebede sodat die Vader hom kon red nie. Nee, net een gedeelte word heeltemal uit verband geruk en die volk val daarvoor. En soos hy self sê, Yeshua het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. Hy het aan die folterpaal gelei, pyn en angs, trane en smeekgebede gehad, maar hy was opreg, regverdig, onskuldig en onbevlek. En so was hy aan wat gehoorsaam? Die dood. Yeshua was aan die dood gehoorsaam. Dis was hy tot aan die einde getrou en gehoorsaam en hy het sy taak tot die dood toe uitgevoer. Tot Paulus weet dat Yeshua aan die dood gehoorsaam is en hy sê in Filippense 2 vers 8 en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die folterpaal. Deur Yeshua se gehoorsaamheid tot aan die dood het hy weer hierdie heerlikheid teruggekry en die Vader het hom weer verhef en verhoog in die amp wat hy gehad het. Soos in die Openbaring van Enoch 11 vers 9 tot 13. Want bokant die lig, bokant Yeshua is daar niks nie. En hierdie groot priestelike gebed wat Yeshua gebid het in Johannes 17 vers 1 tot 5 is vervul. Want Yeshua is verhef en verhoog en in sy naam sidder die duiwels onder die aarde, op die aarde en in die hemel buig hulle knie voor hom en hulle val voor sy voete neer en hulle aanbid hom. Matteus 28 vers 9, Matteus 28 vers 17, Lukas 24 vers 52 ensovoorts. En toe Yeshua verhef en verhoog is, en as ons weer terug kan kom by Hebreërs 5, dan sien ons het Yeshua volmaak geword, omdat hy mos aan die dood gehoorsaam wees. En so het Yeshua 'n bewerker van ewige saligheid geword, want hy is nou die perfekte hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê, omdat hy in alle, let wel alle opsigte versoek is, net soos ons, maar hy was sonder sonde. Dis was Yeshua sonder sonde, opreg, regverdig en volmaak, en alles hy deurboor
en het hy ondraaglike pyn verduur, het hy tot aan die einde gehoorsaam gebly. Ja, gehoorsaam tot in die dood. En so het hy die bewerker van ewige saligheid geword vir almal wat hom gehoorsaam was. Deur hom, deur sy volmaakte offer, het ons nou deel aan hom. Ons glo in hom, ons word gedoop in sy naam, en so sterf ons saam met hom, want ons het gemeenskap met sy dood. Ons eet en ons drink van hom, ons loof hom en ons bring hom die lof en die dankoffer vir sy groot offer. En so sal die Vader ons opwek in die laaste dag, want ons het die wil van die Vader gedoen. Ons het geglo in Yeshua se goddelikheid, dat hy die seun van die Vader is. Ons het hom nie verlaag tot op die vlak van 'n gewone mens nie. Nou kom ons som gou mooi hierdie hele gedeelte op. Omdat Yeshua self versoeking gelei het, kan hy nou die help wat versoek word, soos Hebreërs 2 vers 18 vir ons sê. Yeshua het geleer wat gehoorsaamheid is, deurdat hy gelei het. Hebreërs 5 vers 8. Nou gehoorsaamheid te midde van lyding. Lyding beteken nie sonde nie. Vanweë die lydene van die dood is hy met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van Elohim vir elkeen die dood sou smaak. Hebreërs 2 vers 9. Let wel die lyde van die dood, die lyding tot die dood waaraan hy gehoorsaam moes word, want die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, Johannes 10 vers 11. Nou sy missie en sy taak was selfopoffering. Dit is hoekom dat hy gesê dat hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe af te lê vir baie. Hy moes die vloek van die dood dra wat vir ons bedoel was, Galasiërs 3 vers 13. Yeshua het ons sondes in sy liggaam op die folterpaal gedra, 1 Petrus 2 vers 24. Sy volmaakte gehoorsaamheid was ons redding. Hy moes volmaak in gehoorsaamheid om ons volmaak te maak, sodat ons die ewige saligheid kan ontvang, Hebreërs 5 vers 9. Hy het volmaak gemaak vir altyd die wat geheilig word, Hebreërs 10 vers 14. Yeshua moes verneder word voor hy verhoog was. Voor die heerlikheid kom die nederigheid, Spreuke 15 vers 33. Hy het homself verneder, Filippense 2 vers 8. Moes die Messias dit nie ly en in sy heerlikheid ingaan nie, Lukas 24 vers 26. Dis loop die pad na heerlikheid deur lyding. Dis mos nou duidelik voor die hand liggend. Soos ons kan sien was Yeshua volmaak gewees. Hy was onbevlek gewees en daai een vers gedeelte met die res van die skrifgedeeltes word heeltemal omvergegooi, want hy het gehoorsaamheid gelei tot aan die dood. Nou pas die finale, die laaste stuk van die lekkaart mooi in plek en ons weet Yeshua was volmaak gewees. Hy is die seun van die Vader wat al gegenereer was op die eerste dag voordat die mens ooit gedink was om gemaak te word. En vir die wat nog steeds dink dat Yeshua uit 'n mens is en wat dink hy is uit die aarde, kyk nou mooi wat sê Paulus hier. En hier sê Paulus self of Yeshua 'n mens was of 'n goddelike wese was wat uit die hemel uitgekom het. 1 Korintiërs 5 vers 47. Die eerste mens was uit die aarde, aards. Die tweede mens, die Here of Yahweh, G2962, wat ook Kyrios is. En die Grieke het Yahweh Kyrios genoem in die Ou Testament ook, in die Griekse Septuagint. So die tweede mens is Yahweh uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van Elohim nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklike, nie die onverganklikheid nie. Duidelik sien ons kom Yeshua van die hemel af. So kom ons kyk op nou nog 'n gedeelte is of Yeshua van die aarde afkom of van die hemel. Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemel, waaruit ook ons die verlosser Yeshua verwag. Van die hemel af. Dis is Yeshua, nie 'n mens soos ek en jy nie, maar goddelik, die seun van Elohim. Dis het ons nou die valse profete op die proef gestel en hulle getoets en hulle as leenaars bevind. En hulle kan ons nie keer om hierdie heerlikheid van die ewige gesalfde te kan aanskou nie. Halleluja. Laat die wat ore het, hoor. Laat die wat oë het, sien. Onderwerp julle aan die koning van die konings en glo in hom, sodat julle saam met hom opgewek kan word en vir ewig kan lewe. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.